Hallo daar en baie welkom by vanoggend se erediens. En ek sommer net welkom in die nuwe jaar met nuwe verwagtinge en as jy dalk vir die eerste keer by ons inskakel, wil ons ook vir jou sê van harte welkom. Vandag staan ons stil by 'n bekende verhaal, maar met soveel wyshede en waarhede vir hierdie nuwe jaar. Want dit is 'n jaar van onbekendes. Daar's 'n jaar van 'n klomp geleenthede wat voor ons lê, maar ook 'n klomp gevare, 'n klomp ongemak. Dis 'n jaar van uitermate gelag en dit mag by tye ook uitermate op my knieë wees en bid en smeek geleenthede hê. Wat doen ons in hierdie tyd by die onbekende? Wel, ons volg die raad van God se woord. So mag jy dit vandag ook beleef in jou lewe dat die Here aan die woord kom vanuit sy woord en dat jy 'n belewenis sal hê van ek het by die Here gehoor. Kom ons vra hom dit ook vandag. Dankie Here Jesus vir hierdie dag, dankie vir hierdie oomblik in my lewe, dankie vir u woord, dankie vir hierdie wonderlike woord wat lewend en kragtig is en waarin u Here ook met my praat, soos wat ek ook na u luister. Maar meer nog Here, ek bid dat ons vandag nie net sal luister nie, maar met ons lewe sal antwoord en gehoorsaam sal wees aan dit wat u ook van ons vra. Seën asseblief u woord, soos wat ons vandag ook sê, spreek Here, die kinders luister in Jesus se naam. Amen. So baie gebeur in 10 dae nie waar nie. As jy mooi dink in die afgelope 10, 11, 12 dae, jy het beweeg vanaf 'n opgewondenheid oor Kersfees en dis geskenke gee. Ek bedoel, jy het verskriklik hard gewerk om by al die inkopies uit te kom om die jaar af te sluit. Dis bitter intens. En dan vanuit Kersfees moet jy beweeg na, nee, maar nou moet jy regmaak vir nuwe jaar. En dit is nuwejaarsfees wat gereël word en dis gekuier en dit is mense en dit is besig. En dan skielik, okay, nou is dit nuwe jaar en wat nou? Nou moet ek weer gaan werk. Ek bedoel, dit is 'n bitterhaastige beweging en so kom ons op hierdie stadium van die jaar en ons vra, hoorie maar, wat nou? Wat lê voor? En as iemand vir jou sou vra, wat is jou gedagtes? Wat is jou plan vir die nuwe jaar? Wat sal jy sê? Want as jy sal sê, more of the same, wel dan gaan jy meer van dieselfde kry. En as jy sê, maar ek soek meer, dan het ek vir jou goeie nuus, daar is. Want sien, verlede jaar weet ek, het vir elkeen van ons verskillende dinge opgelewer. Jy het uitdagings in die oë moes staar. Jy het geleenthede gesien. Jy het wonderlike geskenke beleef. Jy het intense ervarings gehad, jy het groot verlies beleef. Jy het dalk hartseer beleef. En nou in hierdie oorgangsfase wonder jy oor volgende jaar, wat nou? Ek bedoel, voor verlede jaar het AI net deel geword van die gesprek rondom die etenstafel. Nou het dit deel geword van leefstyl. Ek wil, jy het nie meer nodig om die nuutste album te gaan soek nie. Jy gaan soek net op AI, 'n Christen sanger, hy bou vir jou ene. Ek wil, alles het verander, die wêreld het so vinnig verander. En nou dink ons oor oor hierdie jaar, nie volgende jaar, hierdie jaar, en jy wonder, wat se geleenthede lê daar vir ons voor, maar ook wat se bedreigings. En wat moet ek doen in die tyd van oorgang? Kan ek myself voorberei? Want daar soveel onbekendes, soveel veranderlik is. Maar dan het ons, en ek gaan nou konnie wees, het ons 'n GPS, soos sommige sou sê, God's plan for salvation. Maar dit is sy rigsnoer. Dit is wat Psalm 119 vers 105 sê, die lig vir my pad. Dis die lamp waar ek my voet kan plaas. En ons gaan vandag vanuit God se woord baie waardevolle en noodsaaklike raad kry vir hoe ons hierdie jaar kan aanpak, sodat dit 'n jaar sal wees wat anders is as vorige jare. 'n jaar wat my na 'n ander plek toe sal neem, sodat ek nie sal terugtrek en teruggaan na wat vir my bekend is en veilig is nie, maar juis waagmoedig die volgende tree, die nader tree aan hom sal gee. En ons gaan juis aansluit by 'n verhaal in die geskiedenis van Israel wat 'n totale nuwe seisoen aangekondig het. 'n verhaal wat alles verander het, 'n gebeurtenis wat alles verander het. Israel het tot op hede die grootste gebeurtenis in hulle geskiedenis beleef, met die grootste leier van die antieke tyd wat daar was, by name Moses. Moses het hulle gelei vanuit die groot gevaar en skok en situasie van slawerny, reg deur die woestyn, deur die see, reg deur die woestyn met die 10 gebooie en die tabernakel, tot op die punt waar hulle gestaan het om die beloofde land in te gaan, en toe sterf hy.
En vanuit die 12 wat gestuur is om hierdie beloofde land te gaan beleef, was daar net 2 jong manne wat teruggekom het en gesê het, boys, kom ons gaan, kom ons vat. Dis 'n land wat oorloop van melk en honing, dis volop geleenthede. En die 10 wyse manne het gesê, nee. Ek sal amper wou sê die beswaardes. Hulle was so teen Joshua en Caleb gekant gewees dat hulle valse gerugte oor hulle versprei het. En wat het daartoe gelei? Hulle lewe was bedreig. Omdat hulle waagmoedig wou sê, ons moet oorgaan, ons moet deurgaan, ons moet beweeg. En in hierdie tyd van onsekerheid, van leierloosheid, sê die Here, maar ek kies vir Joshua as my leier. En dan kom praat die Here met Joshua. En hy deel met hom baie belangrike waarheid vir dit wat voor lê. En ek en jy gaan sien hoe ons dit sien uitspeel in die Nuwe Testament, maar ook dan hoe dit ook vir jou en my van toepassing is. So as jou Bybel naby is, ons lees uit Joshua 1 uit, anders kan jy dit op jou foon volg. En vir die van julle wat dalk nou in die gewoonte is om dit op die skerm te hê, net vir 'n nuwe een, daar is nie iets op die skerm vandag nie. So as jy nou na jou Bybel verlang, hy verlang na jou ook. Joshua 1 vers 1. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, die seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses, my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle die Israeliete gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestyn af en van die Libanon af tot die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hetiete tot by die groot see en die weste, alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wat 'n mooi belofte. En dan tussen vers 6 en 9 kry Joshua 4 baie belangrike stukke raad waarby ons vandag gaan stil staan. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die hele land in besit laat neem wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daaraan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk en wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Tot sover ons skrifgedeelte en ons fokus ook vir vandag. Vers 6 sê die Here vir Joshua, wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met eed aan die voorvaders beloof het. Vir al die kinders, dink net mooi aan wat die woord wees sterk vir jou beteken. Ek vermoed jy dink aan iemand wat lekker sterk muscles het, nê? Dalk iemand wat jy ken of iemand wat jy op TV gesien het. Want dis ons prentjie van iemand wat sterk is. Ek bedoel, dis ook die woord in die Hebreëus wat verwys na sterk, verwys na iemand soos Samson wat verslaan het of Dawid wat vir Goliat verslaan het. Maar sterk wees in hierdie geval gaan oor om vasbeslote te wees, om gefokus te wees, om vas te staan. Om sterk te wees beteken om geplant te wees, om nie beweeg te word nie, om nie rond geskit te word nie, maar om vas te staan, as jy wil, geanker te wees en vasberade. 'n Mooi beskrywing van hierdie woord vasberade is die Afrikaanse woord vasbeslote. Om seker te wees waarin jy wil gaan. Daar's 'n baie mooi Engelse vertaling hiervan en ons manne gaan dalk hiervan hou, want dit sê act like men. So moenie 'n puppet wees nie, moenie rondgegooi word nie. Soos 'n jellyfish nie. Nee, staan vas. En waar moet jy vas en sterk wees? En wat die Here vir jou lei en hoe hy vir jou dit gee. En hier's die belofte daarvan. Die Here sê vir hom, Joshua, want onthou, ek het 'n belofte eed gegee, dat daar se land wat in besit geneem moet word. Daar's 'n spasie, 'n ruimte, wat nog nie betree is nie. Want jy moet gaan en ek het dit beloof. Dis die land van die belofte. My belofte. En jy moet dit in besit gaan neem. Nee, jy moet dit gaan verken nie. Nee, jy moet dit gaan oorheers wanneer jy dit in besit neem.
Hoor net mooi wat sê David Gutsick hieroor. This bold courage would not be in Joshua himself, but in God. We can be full of self-confidence that will take us to ruin, but we should instead be full of genuine God confidence. So kry jou vasbeslotenheid, jou sterk wees vir 2026, nie by jouself nie, maar by hom. Wees sterk in die Here, sê die woord. Nie sterk in myself en in my vermoëns en in my droom nie, maar wees sterk in die Here, wees vasbeslote in die Here. Dis raad nommer 1. Vers 7 sê, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Wees veral sterk in die uitvoering van my wet. So vir die kinders weer, het jy al ooit pyl en boog geskiet, of teiken geskiet, dalk met die geweer op die plaas voorreg gehad om teiken te skiet? Jy weet wat dit is as jy 'n teleskoop het wat bietjie af is, nê? Jy tref net nooit die teiken nie. Dan moet jy begin ruimte maak vir die foute van die teleskoop. Wel, die Bybel se beskrywing vir die woord Torah, wat die wet is 'n pyl wat 100% reguit op die teiken is, wat hom presies reg tref. Dis letterlik wat Torah beteken, 'n pyl wat presies reguit die teiken tref. Nou as jy die teiken gaan begin, weet so 'n bietjie vanaf afwyk, gaan jy nooit die doel maak nie, jy gaan nie die merk tref nie. En dis interessant, want dis een van die beskrywings van die woord sonde, om jou doel te mis, om die teiken te mis. Nou sê die Here vir Joshua, ek wil hê jy moet onkreukbaar, dis 'n mooi woord, hè? Onkreukbaar vas staan in die uitvoering van die wet. Moenie daarvan links of regs afwyk nie. Vir die jong mense, moenie compromise nie. Moenie compromise nie. Moenie op 'n plek kom waar jy sê, so die Here sê dit, maar hey, dis darem al lank terug, hè? Almal lank, dit is 'n ander wêreld. Vandag weet ons mos 'n bietjie meer. Kom nou. Ek bedoel, die Bybel sê nee, maar kom nou. Voel, die Here weet mos, man, ag kom nou. Daar's mos daarom genade, nie waar nie? En sodra ek het jy begin om goed by te sit, om goed te relativeer, om dit sagter te maak, dan gaan ons die teiken verseker mis. En die Here sê vir Joshua, jy moet die wet as die rigsnoer van jou lewe hê. Wat sê Salomo in Spreuke 3? Jy moet die Here ken in alles wat jy doen, en hy sal jou wat? Die reguit pad laat loop. Sien, die wil van die Here is nie afdraai paadjies vir jou en my nie. Die wil van die Here is nie droogmaakplekke nie. Die wil van die Here is vir ons beswil, maar dan vra hy van jou en my 'n verbintenis in my hart om te sê, ek gaan hierdie goed leef. Gepraat van Torah, die wet van die Here, nê, sy 10 gebooie, soos ons dit het ook in Exodus 20, gaan oor God se 10 uit 10 plan vir 'n floreerende gemeenskap. Wil jy weet hoe lyk 'n wêreld wat floreer? Gaan kyk, dis 'n wêreld wat Exodus 20 leef. Nie wat vasgevang is in 613 wette nie, maar wat hierdie 10 gebooie vat as 'n basis van dis hoe dit moet leef, om jou ouers te eer, om nie mense te na te kom nie, maar bo alles om die Here lief te hê, en dan om jou naaste lief te hê, want dis die 2 tablette van die 10 gebooie. Dis 'n floreerende gemeenskap. En om te sê, in hierdie jaar, ek gaan nie compromise op nie. Ek gaan lief hê, ek gaan God gehoorsaam, en ek gaan glo. Want dis die 3 basiese, fundamentele beginsels vir wat dit beteken om 'n gelowige te wees. Om lief te hê, om te glo, om te gehoorsaam. Moenie compromise nie. En volg die Here se lig op jou pad. Raad nommer 3, vers 8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy doen. Jy sal voorspoedig wees. Hierdie wetboek, sê die Hebreëus, moet in jou mond wees. So jy moet dit proe. So kom ek gee gou vir jou geleentheid om na 'n maatjie langs jou, weet, dalk het jy weet, reach out for a friend. So as jy nou ergens alleen sit, daar's waarskynlik iemand binne jou bereik, agter jou, voor jou, om dalk te vra as jy nie hierdie antwoord het nie. Wie is die 2 persone in die Bybel wat die Bybel moes eet? En gaan. Goed, nou kan jy deelneem of sê, goed, daar's een baie bekende een, 'n maklike een in die Ou Testament, en sy naam is Esegiel.
Goed, vir wie ook al gesê Esegiel, wel gedaan maatjie, 3 puntjies vir jou. Goed, die ander ene is, tyd uit, Johannes, in Openbaring. Rarig? Ja, gaan lees my Openbaring. Bang vir daai boek. Dit is 'n great Bybelskool, gaan volg hom. Jy sal sien, dit is die mooiste boek. En in beide van hulle se gevalle, wanneer hulle die woord eet, is dit in hulle mond soos heuning, dis soet. En wanneer dit afgaan, is dit bitter. Hoekom? Want om die woord aanvanklik te hoor is baie lekker. Om die woord te doen is heeltemal 'n ander storie. En dis wat hier ter sprake kom. Jy moet die woord proe, jy moet dit oordink en jy moet dit doen. Sien, God se woord is nie vir jou en my inligting nie. Daar's bitter baie inligting daar buite. Dis nie sodat ek meer inligting kan hê, lekkerder kan debatteer, versites kan hê en die een versie teen die ander een kan opmeet in 'n argument nie. Dis bedoel vir my lewe om te verander. Kolossense 3 vers 10, al hoe meer na die beeld van Christus toe. Al hoe meer te verander. Maar vir dit moet ek dit oordink. Ek moet dit bepeins. Soos die psalmdigter sê. Ek bepeins dit in die nag. Ek dink daaroor. Ek dink oor wat God se woord is. En vir dit beteken dit ek moet tyd daarmee spandeer. Aandag gee daaraan. Dis wat dit gaan vra vir jou en my om in hierdie jaar te groei. Deuteronomium 6 sê dat die Here jou God is die enigste Here en dan sê hy, hierdie moet jy met jou kinders oor praat. Jy moet met hulle praat as jy uitgaan, jy moet dit inkom. Wil jy hê jou dag moet op die beste plek moontlik begin dit met die Here. Wil jy hê jou dag moet op die beste plek eindig dit met die Here. En wil jy hê jou dag moet gevul wees met betekenis, vul dit saam met gesprekke met die Here. Dis die oordink, dis die toepas, dis die wonder daaroor. Dis die besef hoe kosbaar hierdie woord is, want dis nie 'n antieke teks nie, dis 'n lewende teks. Want die outeur daarvan is die heeltyd teenwoordig. As ek en jy dit bepeins en dit oordink, gaan ons sien wat die effek daarvan in ons lewe is. Dan gaan dit kom by Romeine 12 wat sê dat die Here sê gee jouself vir die Here en wat gaan hy doen? Hy gaan jou denke vernuwe en nuwe denke lei tot 'n nuwe lewe. So daarom geloof in die Here lei ons na 'n plek van liefde vir die Here, lei ons na 'n plek van gehoorsaamheid aan die Here. Daai 3 is integraal deel van 'n lewe wat gekenmerk word daarvoor dat dit gered is. Maar Jakobus sê hierdie woord is nie bedoel net om te dink nie, is bedoel om te doen. Wys my jou geloof, dan wys ek jou my geloof deur my dade. Dit word sigbaar. Dit is bedoel om gedoen te word. En Joshua, jy moet dit doen. Raad nommer 4 vers 9. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Interessante woorde. Een van die grootste aspekte in jou en my lewe wat ons geloofsgroei beperk is vrees. Want die Here vra van ons gehoorsaamheid en gewoonlik is vrees die een ding wat ons weghou daarvan om nader te tree. Weet jy wat beteken die woord Hebreër? Hebreër beteken letterlik oorgaan of deurgaan. Hulle is op die plek van die Jordaan. Weer eens water voor hulle. En die Here sê ek wil hê jy moet deurgaan. Ek wil hê jy moet oorgaan. Ek wil hê jy moet gehoorsaam wees. Aan die ander kant wag Ninive. Daar wag die onbekende. Daar wag 'n klomp godsdienste wat hulle nie ken nie. 'n Klomp volke wat hulle nie ken nie. Vyande wat hulle moet oorwin. Stede wat hulle moet inneem. Ek bedoel daar's 'n klomp dinge wat sou sê moenie luister na die ou 10 beswaardes. Hulle was toe reg. Bly mooi heilig en veilig knus en warm op die drempel van die tempel net hierso. Maar die Here sê gaan. Steek oor, gee die volgende tree, vertrou my, soos wat Petrus moes hoor daar in die storm. Kom, sê Jesus vir hom, en hy moes sy voet uit die skip uitgee, uit die boot uitgee, agter Jesus aan. Dis die tree van geloof, en ek en jou tree van gehoorsaamheid gaan aanvanklik ongemaklik wees, want dit gaan 'n tree van vertroue en gehoorsaamheid vat, in 'n wêreld wat vir jou en my sê, maar dit gaan mos oor jou, en jou drome, en jy wat gelukkig moet wees. Nee, dit gaan oor my wat gehoorsaam moet wees, want hy is God,
En ek wil hom vertrou en ek wil hom eer. En hoekom? Want sy seun het my gewys hoe lief is hy vir my. Dale Carnegie sê, inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit at home and think about it. Go out and get busy. Gaan doen het. In die Nuwe Testament was daar 'n man wat vasbeslote en sterk was. So sterk dat hy sy mag weggegee het. So vasbeslote dat hy sy bestemming geken het. Hy het nie een oomblik daarvoor teruggedeins nie. Inteendeel, toe hulle hom daarvan wou weerhou, toe sê hy, hoekom wil jy die wil van my Vader weghou? Dis waarheen ek op pad is en ek is vasbeslote daarheen. Trouwens, sy woorde in sy laaste maaltyd saam met sy vriende was, ek het baie uitgesien na hierdie maaltyd. En al was daar vrees en angs, al was daar sweet, wat soos bloeddruppels geword het, was hy vasbeslote en sy naam het net soos Joshua se naam redder beteken. Want sy naam is Yeshua, Jesus die redder. En hy was vasbeslote want hy moes sy lewe gee. En wat was die geskenk van sy lewe? Dat ek en jy 'n ewige tuiste, 'n beloofde tuiste sal hê. Hy het die tree oorgesteek, hy het die spasie oorgesteek. Weet jy waar is hy gedoop? Op dieselfde plek of baie naby aan die plek waar Joshua hulle die Jordaan droogvoets oorgesteek het, is Jesus gedoop, toe hy die spasie oorgesteek het en van die hemel na die aarde toe gekom het. En wat sê die Vader? Dis my geliefde seun, oor wie ek my verheug. En hierdie Here sê vir jou en my, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek gaan vir julle rus gee. Maar hy los ons nie net by 'n plek van rus nie. Vanuit ons rus sê hy, gaan na hierdie wêreld toe en gaan vertel vir hulle. In Handelinge, wanneer ons in Handeling 1 vers 8 sien, die Gees sal oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hoor net die oorsteek van grense. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, hierdie stad van vrede, en in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Die Here roep sy volgelinge om grense oor te steek, in gehoorsaamheid agter hom aan. Want hierdie goeie nuus moet die wêreld bereik, en dis sy wil. Baie maklik kan ek en jy sê, wat is God se plan vir my lewe? En as jy ooit die Blackaby boeties al raak geloop het, sal jy sien dat hulle het 'n boek geskryf, Experiencing God, hy is in Afrikaans vertaal, Beleef God, jare terug. Maar hulle sê daar 'n baie belangrike ding, hulle sê, moenie vra wat is God se wil vir my lewe nie, vra wat is God se wil, dan pas jou lewe daarbey aan. En wat is God se wil? Om die mooi, die kosbare van hierdie koninkryk realiteit op aarde te maak, en ons doen dit deur dit te leef en dit te deel. Ga vertel vir hierdie wêreld in hierdie jaar, steek die grense oor, vertel van God se geliefde seun, wat gekom het, sodat ons lewe kan hê. Tim Keller som dit so op, hy sê, the essence of Christian obedience is not do's and don'ts, but personal allegiance to Jesus. Totale loyaliteit aan Jesus, wat van ons gehoorsaamheid vra. So daar lê 'n nuwe jaar vir jou en my voor. Daar gaan 'n jaar wees vol groot uitdagings en groot geleenthede. Veral as jy in 'n oorgangsfase is, dalk as ouer, dan gaan jou klein babietjie nou graad R toe, of Lou en Behold graad 1 toe, wat nog van graad 7 toe, weet jy wat daar gebeur nie. Dan die waagmoedige oorsteek van die grens na graad 8 toe, die hoërskool, al daai bedreigings. Dan matriek, dalk vir die eerste keer matriek, dalk vir die laaste keer matriek, en ouers sê, wow, ek gaan baie bid. Dalk is dit na skool, dalk is 'n nuwe seisoen in jou lewe, nuwe verhouding. Dalk 'n verhouding, die lewe as 'n enkellopende. 'n nuwe seisoen. En vir jou in jou kop sê, ek weet nie hoe ek hierdie gaan doen nie. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek weet nie of ek dit gaan oorleef nie. Al wat ek weet is, dit gaan nie dieselfde as laas jaar wees nie. Hoor die woord van die Here. Wees sterk, wees vasberade. Moenie vrees nie. Onthou, ek is by jou. Want onthou, met die woord van die Here
het Joshua en almal saam met hom droogvoets deur die Jordaan gegaan. Want ook die Jordaan se water het oopgegaan. Dit was toe nie net Moses wat dit ervaar het nie, maar Joshua ook. Joshua, die assistent van Moses, die jong man, die een wat waagmoedig gesê het, ek sal gaan. En weet jy wat het gebeur? Nineve het geval. En Rahab word deel van God se storie, die mooiste storie. Die beloofde land is ingeneem, en weet jy wat gebeur in Jerusalem? In die stad van Dawid, in Bethlehem, jare later, die Messias is gebore, en die vrede is herstel, en Jesus kom dui vir ons aan, daar is 'n ewige Jerusalem waarheen ons op pad is. So daarom vir vandag, vir hierdie jaar, vir jou wonder oor wat om te doen, vat die rigsnoer van die Here vir jou lewe ernstig op, en gaan leef dit. Wees getrou hieraan, wees gehoorsaam, moenie compromise nie, hou jou oog op die teiken, en kyk wat Jesus doen. En net dalk is hierdie woorde ook vandag vir jou nodig. Want as 'n ou man aan die einde van sy lewe sê Joshua steeds waar hy staan. Joshua 24 vers 15. As julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag in julle self besluit wie julle dan wil aanbid. Is dit die gode wat julle voorouers aan die ander kant die Eufraat gedien het? Of is dit die gode aan die Amorite in wie se land julle wil nou woon? Ek en my huisgesin sal die Here aanbid. Ek en my huisgesin sal die Here dien. Wat 'n keuse vir hierdie jaar, vir jou, vir my. Ek en my gesin sal die Here dien. Ek en my mense sal die Here dien. Ek en my medegelowiges gaan die Here dien. Dit is 'n plan vir 2026. Amen. Here Jesus, is 'n nuwe jaar met nuwe geleenthede en 'n nuwe ritme en 'n nuwe seisoen. Baie van dit gaan bekend voel, want ons maande het sekere dae wat ons gewoond is aan, daar sekere tye in hierdie jaar wat ons ken en waarna ons uitsien, maar tussenin is daar tye van stilte, van nie weet nie. So daar's iets van 'n weet en daar's iets van 'n nie weet nie. En ek bid so dat hierdie jaar nie 'n jaar sal wees soos in die verlede wat ons maar net deur die ritmes gaan nie. Maar dat dit 'n jaar sal wees van bewus wees, van in die oomblik wees en elke keer bewus van U. Here, ek bid dat U ons regtig soos Andrew Murray gesê het, sal kom doop met liefde. Liefde vir U en liefde vir ons naaste. Liefde vir die mense met wie my lewe kruis. Liefde vir U woord. Maar nie net liefde vir U woord nie. Here, wil U ons asseblief, soos Paulus ook sê, dring deur liefde, dat ons ook gehoorsaam sal wees. Dat ons baie belangrike grense sal oorsteek in gehoorsaamheid aan U en in afhanklikheid van U. Omdat dit nie oor ons gaan, Here, maar omdat dit gaan oor U belofte. Onthou, ek is met jou al die dae tot in die einde van hierdie wêreld. En ek bid, Here, dat soos ons die grense oorsteek, ons elke keer sal sê, kyk wat het die Here gedoen. Kyk wat het die Here gedoen. Kom doen dit asseblief ook vandag. Kom doen dit in hierdie tyd. En Here, as daar iemand is vandag wat hier is, wat U nie ken nie, dalk iemand wat hierna luister en U nie ken nie. Wat sê, maar ek wil ook deel hierin. Ek wil ook deel in God se storie. Ek wil ook deel in God se plan in hierdie wêreld. Bid ek dat hulle waagmoedig die gebed sal bid wat sê, Here, ek kan nie, maar U kan. Ek glo in U seun. Ek glo hy het gesterf vir my. Ek glo hy het betaal vir my sondes. Ek glo hy was my skoon. As ek my sonde bely en kom vra, Here, kom wees die Here in my lewe, van my lewe. Kom woon en heers in my. Ek sal U volg.
As hulle daai gebed bid en u volg en vanuit die woord leef en deel is van 'n geloofsgemeenskap, dan weet ek is hulle deel van die ewige familie. En in hierdie jaar wil ons dit doen. Ons wil sien hoe u familie uitbrei en afhanklikheid van die deur gehoorsaam te wees. So kom doen dit asseblief. Want net u, Here, alles wat ek het, net vir u. In Jesus se naam. Amen.